Baie welkom hier by Ignite vanaand. Dit is lekker dat julle ingeskakel is hier op YouTube. Ons hoop dit gaan goed met elkeen van julle, ook so hier aan die einde van die kwartaal. Ons gaan 'n bietjie saam worship nou. So daar waar jy is, kom ons raak net stil vir 'n oomblik en maak ons oë toe en ook in ons harte net rustig raak voor die Here. Vader God, dankie dat ons elkeen wat hierdie video kyk, Here, kan weet ons is saam in gees, ook nou in die teenwoordigheid. Here, ons vra dat ons elkeen sal hoor wat U vir ons wil sê. Here, mag ons harte ook stil wees, Here, daar waar ons is. Praat met ons ook in hierdie boodskap vandag. Amen. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, O God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, O God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, O God. Your grace is enough, heaven reaches out to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough, I am covered in your love. Your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me, for me. Oor die afgelope paar weke het ons gepraat oor wat dit beteken om heilig te wees. Ons het begin om te gesels oor hoe heilig beteken dat ons elkeen uitverkies is deur God.
en dat hy vir ons 'n nuwe identiteit gegee het in Christus. In week 2 het ons gehoor hoe gehoorsaamheid beteken dat die keuses wat ons maak, ander kan help om God raak te sien. En laasweek het ons gechat oor die uitdaging van heilig wees, oor ons seksualiteit. En goeie nuus dat ons elkeen vrygemaak is deur Christus van sonde. Ons sluit vandag af en ons gaan 'n bietjie kyk na die implikasies van heilig wees in ons wêreld en daar buite in die real world waar ons elkeen is. Ons teks vandag is in Lukas 6 vers 35 en 36. En Jesus praat hier met sy disippels en die mense wat hom volg en hy sê: "Nee, julle moet ook julle vyande lief hê. Doen goed aan hulle, leen aan hulle en moenie bekommerd wees dat hulle julle dalk nie kan terugbetaal nie. Dan sal julle beloning in die hemel baie groot wees. En julle sal werklik optree as kinders van die Allerhoogste, want hy is goed vir die ondankbares en die slegtes. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is." As volgelinge van Jesus is ons geroep om heilige mense te wees, wat 'n heilige God verteenwoordig. Die wêreld en die society daar buite sê vir ons moet 'n sekere manier leef, ons moet sekere goed doen, ons moet 'n sekere manier wees, maar as kinders van God is ons anders. Ons is anders as dit wat verwag word van die wêreld. Ons leef anders. Wat ons is anders. En Jesus sê vir ons in hierdie teksgedeelte, as ons barmhartig teenoor mense is, as ons omgee vir mense, as ons care vir hulle, as ons verder gaan as wat die wêreld sou, dan is ons barmhartig soos ons Vader, soos God. Een van die heiligste goed wat ons dan kan doen, is om barmhartig te wees. Een van die heiligste goed wat ons kan doen, is om barmhartigheid aan ander te wys. Wanneer ons barmhartigheid teenoor ander wys, dan mimiek ons is 'n spieelbeeld van God se eienskap, se karakter, wanneer ons barmhartig is teenoor mense. Ons is nie barmhartig omdat ons so great is nie, maar omdat God so great is. En hy leef binne in ons. Heilig wees is nie net om sonde te vermy en te dink ons is beter as ander mense nie. Nee, om as heiliges te leef, is om die heilige God, wat ons volg, die een waarna ons glo, te verteenwoordig vir 'n wêreld wat dit nodig het. Dit is verseker nie 'n maklike opdrag nie. Dit is verseker nie maklik om barmhartig te wees in die wêreld waarin ons leef nie. Want mense kan moeilik wees en die mense kan nogal lelik teenoor jou wees baie keer. Mense kan ons seermaak. En Jesus sê self, moenie nie verwag dat mense jou gaan terugbetaal as jy goed doen vir hulle nie. Die regte uitdaging is dat ons elkeen 'n keuse moet maak om so te leef, om barmhartig te leef. Om elke dag te kies om heilig te wees en heilig te leef. Ons moet 'n gewoonte daarvan maak om heilig te leef en barmhartig te wees teenoor ander. Om heilig te wees, om barmhartig te wees, is 'n keuse. En dit is 'n keuse vir vrede in hierdie wêreld wat bitter min vrede het. So ek wil julle aanmoedig en julle challenge om in hierdie week wat voorlê dat julle ook sal heilig leef deur om barmhartig te wees. Of ander mense om te gee, daar waar hulle dit dalk regtig nodig het. En die heilige God wat jy in glo en wat jy volg, te verteenwoordig daar waar jy is. Mag die Here jou seën ook in hierdie week wat voorlê, daar waar jy is, in jou huis, jou familie, jou vriende, jou skool, en laat hy jou ook beskerm in hierdie baie moeilike tyd waar ons almal leef. Amen. Dankie dat julle ingetune het en saam gekyk het. Maak asseblief seker om ons Instagram page te like en te volg, dat julle daar ook elke week posts sal sien oor die boodskappe en julle herinner van waarmee ons besig is. Volgende week gaan ons 'n baie spesiale gas hier
by Night Tea wat 'n bietjie saam met ons gaan gesels. En kyk asseblief uit daarvoor. Dit sal volgende week weer Sondag aand 6uur aanlyn wees. Hoop julle het 'n baie mooi week en dankie dat julle ingeskakel het.